My gas vanmiddag is al in vele verhoogproduksies en flieks te sien en sy help boere om liefde te vind, die een en enigste Nadia Bekes. Goeiemiddag en welkom. Hallo Morney. Dis my so lekker dat jy hier kuier. Dis vir my so lekker om by jou te kuier. Uiteindelik, ons probeer al lank, ons is besig albei. Ek sien jou, dis goed. Ek wil jou gou vinnig terugvat. Waar is jy gebore, waar het jy groot geword? Ek is 'n stadsmeisie, gebore en getoe in Johannesburg en het groot geword in Pretoria op skool in Centurion en het geswat by RAE. Daar gee ek nou net my ouderdom weg, want deesdae is dit mos UJ. Ons gaan jou nie vra vir jou ouderdom, want jy lyk omtrent 25. Dit is presies hoe oud ek is, ek het heeltemal reg geraai. Hoorie so, is dit regverdig om te sê jy het in die vermaaklikheidsbedryf in die kolle groot geword of is dit glad nie die geval nie? Ek dink nie ek het in die kolle groot geword nie, maar ek was blootgestel in die vermaaklikheidsbedryf met my pa Roel Bekes wat vir jare lank by Trik gewerk het as operasanger en sedertdien nog altyd in die vermaaklikheidsbedryf funksioneer as akteur, as sanger, as operasanger en hy is eintlik reg oor die wêreld te sien. Dit is so. Nou wil ek jou vra, het dit enigstens 'n impak want jy het glad nie drama gaan swaat direk na skool nie. Jy gaan kommunikasiekunde, reg? Ja, ek het bemarking gestudeer en my eers op in advertensiewese gedoen. Nog altyd 'n liefde gehad vir kommunikasie en vermaaklikheid, maar ek dink ook veral omdat my pa die bedryf so goed geken het, het hy gevoel mens moet so half net ook die besigheidswêreld verstaan, want dit is op die ou einde show business. En ek's baie dankbaar dat ek 'n bietjie van die besigheid en 'n bietjie van die vermaak saam kon voeg en 'n loopbaan so kon bou. Nou jy het in een van die onderhoude gesê wat ek gelees het dat jy nog altyd glitter op jou oë gehad het en altyd obviously in die vermaaklikheidsbedryf wou ingaan. Ja. Hoe het dit nou gebeur dat jy die vermaaklikheidswêreld betree? Wel, aan God alle eer, want ek het geleenthede gekry wat oor my pad gekom het en ek het 'n fantastiese agent, Janice Williamson by Talent ETC. En sonder daai twee geleenthede en wel mense in my lewe sou ek nooit gewees het waar ek vandag is nie. Dit het so uitgewerk dat ek by Zing 'n geleentheid gehad het om deel te neem aan 'n realiteitskompetisie en hoe ironies dat ek nou 'n realiteitsprogram aanbied. Ja. En by Zing het ons goed gevaar. Ek en Adele Viljoen op daai stadium, of Herbs op daai stadium Viljoen nou, het saam gesing, ons het tot in die finaal deurgedring en van daar het ek 'n geleentheid gekry as kontinuïteitsaanbieder by Kyknet. Ek het my internskap vir my bemarkingsgraad by die Kyknet bemarkingafdeling gedoen, by Villa Rosa gewerk in die publisiteitsafdeling en toe ek dink nogal 'n groot geleentheid gekry by Kat Klaas. En amper 4 jaar saam met hulle ons land vol getoer by al die kunstefeeste, geleer sing, so baie geleer by Karen Meyer en Pontina. En dan 'n ander groot mentor in my lewe is Dion Opperman. By hom het ek geleenthede gekry om my eerste musikale blyspel te doen of hoofrol ook in 'n musikale blyspel te speel. TV-produksies, Hartland getroud met rugby. So baie of meeste van wat ek weet het ek definitief by Karen Meyer, Dion Opperman, Janice Williamson en al die ander mense op my pad geleer. Help dit dan ook om veelsidig te wees? Ek meen soos jy sê, voor die kamera, op die verhoog, sing, act. Help dit om veelsidig te wees in hierdie bedryf? Ek dink in ons land is dit nodig om te diversifiseer en miskien net omdat ons nie noodwendig so 'n groot bedryf het nie, is dit nodig dat jy op verskillende platforms nog steeds jou talente kan uitleef en gelukkig is daar geleenthede vir ons om dit so te kan doen. So ja, om die vraag te antwoord, ek dink dit is belangrik en nog steeds om binne dit te kan fokus behou, sodat die goedjies eerder mekaar aanvul as wat dit kompeteer met mekaar. So dis altyd vir my belangrik om 'n sekere kwaliteit produksie te doen of betrokke te wees by sekere kwaliteitproduksie en dan dat dit hopelik iets is wat inspirerend sal wees en vermaak sal bied vir mense in ons land. En dit is tog waar dit gaan. Nou moet ek jou vra, kon jy jou heel eerste groot gig onthou en kon jy onthou hoe jy gevoel? Ja, ek kan nogal en ek sou sê dit was Zing en dit was soos 'n tuiskoms. Toe ek daar instap met die kameras en die ligte en die musiek en die mense, toe dink ek hier voel ek tuis en dit is graag waar ek sal wil wees. En interessant genoeg was dit 'n omgewing wat sang en televisie gekombineer het. En op die einde van die dag is toneelspel, aanbieding en sang en stemwerk die goeders waarmee ek myself besig hou. So dit het regtig daar begin en it felt like coming home. Ons is nou weer terug met die veelsidige meisie met die sprankelende glimlag. Lekker musiek net hier op Lekker Celeb en ek kuier vanmiddag saam met Nadia Bekes. Ek het 'n bietjie op jou Facebook-blad gaan grawe en jy hou baie van foto's neem. Daar's selfies en dis vriende en hoekom is vriende vir jou so belangrik? Ag, daar's min goed in my lewe wat konstant is omdat ek vryskit en
ek is baie weg van die huis af en baie op verskillende plekke. So die bietjie konstante vastigheid waaraan ek kan vashou, vind ek regtig in mense. En ek het 'n paar kosbare vriende, ek kan hulle letterlik op my hande tel en ek sou sonder hulle uitmekaar uitval. So ek dink hulle hou my voete op die grond, hulle gee vir my perspektief, hulle herinner my aan wat werklik belangrik is en hulle ondersteun my 100% in my loopbaan en lewe. Ek dink dit is waar vriendskap toe gaan. Ja, Jy moet dis jouself is in amper soos 'n tribe. die regte mense aanbring. Ja, familie, eintlik soos familie. Hoorie son, ons baie selfies ook, nee, dis nou 'n new age ding. Almal doen die selfies ding. Hou jy daarvan om ook met mense te deel waarmee jy doenig is in jou reise en dis tog 'n journey wat jy met mense deel? Absoluut, ek dink wat ons doen, ek en jy, is ons kommunikeer en kommunikasie gaan tog daaroor dat jy iets moet sê en iemand moet dit hoor en ervaar en dan het jy 'n proses wat aan die gang is en dis so lekker om op 'n sosiale media platform bietjie te kan interaksie hê tussen jou en die kykers en die mense met wie jy werk, want as jy so op jou eie is, veral verlede jaar toe ek by al die plase was, mense is nou half geïsoleer, so dit is lekker om te voel dat jou werk iets beteken en ek het al soveel wonderlike terugvoer gekry van mense waar 'n produksie of 'n projek waar jy betrokke is werklik 'n verskil in iemand se lewe maak. 'n Klein voorbeeld, ek het 'n rugoperasie gehad en ek het dankie gesê vir die dokter en iemand het my nou nog by 'n lughawe gestop en gesê, hoorie, so dankie vir daai post wat jy gemaak het, want ek het my dogter na daai selfde dokter toe gevat en hy het haar gehelp. En jy weet nie eers nie. So ek's baie dankbaar. Die rede hoekom ons tog doen wat ons doen is om mense te bereik. So is lekker vir my om daai interaksie te hê. Ja, dan kom jy tog agter die mense bereik Ja. mense. Nou moet ek jou vra, een van die baie goeie vriendinne bly in Frankryk as ek dit nie mis het nie. Ja, Janine Het Banna. onlangs gaan kuier. Ek het die voorreg gehad nou 2 keer wel dat ek gaan kuier. Hulle is in Toulon in die suide van Frankryk en hulle het nou net 'n baba. Timothy, wow. So is veel lekker om 'n bietjie tyd saam met hom en Brian te spandeer en Janine. Brian werk baie hard daar. Janine werk ook hard. Sy het nog 'n besigheid in die Kaap wat sy ook bestuur vanuit Frankryk en hulle baba is 'n bondel plesier. So dit was vreeslik lekker om hulle te sien. Nou, 'n toevalvraag. Sal jy Frankryk bo Suid-Afrika verkies en mis hulle Suid-Afrika? Ek sou nie Frankryk bo Suid-Afrika verkies nie. Toe ek terugkom, is ek baie dankbaar vir wat ons hier het. Ons weer, ons groot oppervlakte, die mense. Die mense in Frankryk is nie so vriendelik soos die Suid-Afrikaners nie. En ek dink ons onderskat ons weer in ons omgewing. En ons het eintlik baie van wat hulle daar het. Mense dink altyd die gras is groener aan die ander kant, maar ek dink dit is noodwendig altyd die waarheid nie. En die tweede deel van die vraag, ek dink hulle is gelukkig in die seisoen waar hulle nou is en hulle maak die beste en die meeste daarvan, maar ek vermoed hulle sal terugkom huis toe op 'n stadium. Wel, dan kan jy vertel hoekom die gras groener is aan die ander kant. Spaar ons altyd vir later. Ek wil vir jou vra, die media kan soms Ek wil net sê ek sal gaan vir vakansie. O ja. Enige tyd. Ek sal enige tyd plek in gaan vir Frankryk? vakansie. Wel, ek het nog nie baie plekke gesien nie, maar op my lysie om te besoek is Griekeland en Disney World. Oh, nice. Vat my saam Disney World. Okay. Nou, ek moet jou vra, die lewe in die kollege is nie altyd maklik nie. Ek meen daar's glitz en glam en mooi rokke en rooi tapijte, maar dit kan tog cruel ook wees. Hoe hanteer mens dit? Hoe hanteer mens die media? Soos ek sê, ek het 'n wonderlike ondersteuningssisteem wat ek dink vir my perspektief behou. Ek het goeie verhouding met Kyknet, Lionshead wat byvoorbeeld Boersoeke Vrou vervaardig, ander produksiehuise en die media. Ek dink dit is belangrik dat almal saamwerk en in dit kan hulle jou tot 'n mate beskerm, maar jy moet ook weet wie jy is. So wanneer daar kritiek oor jou pad kom, moet jy weet of dit konstruktiewe kritiek is en iets waaraan jy kan werk. 'n Voorbeeld is byvoorbeeld ek het die geneigtheid om te sê keuse. En daar is ook vir my toe nog gesê die woord het nie 'n Z in nie, dis keuse. Okay. So ek oefen om te sê keuse sodat ek dit korrek kan uitspreek, maar so iets kan jy nie persoonlik vat nie. Dit is iets wat iemand raak gesien het en vir jou sê en jy kan daaraan werk en dit beter maak. En dan oor die algemeen dink ek as jy daai perspektief kan behou en weet hoekom jy doen en weet wie jy is, waar jy staan en waar jy glo, dan sal jy okay wees. Dan is jy veilig. Ja, dan is jy okay. Jy was ook onlangs in Mooirivier gewees saam met Heitjie Berg. Hy het verlede week hier kom kuier. Hoe was dit om saam met hom te werk? Ag, Heitjie is 'n absolute ster. Ek seker hy het 'n paar grappies hier gemaak. Jy weet dit. Ja, nee, Hy's 'n busybody. Hy is 'n lekker grapjas. En ag, hy en sy vroutjie is net sulke lieflike mense en hy het so 'n wonderlike gemoed. Hy's regtig inspirerende mens vir my binne ons land en binne ons bedryf en hy doen soveel ander goeders ook. So dis my voorbeeld van iemand wat nou goed gediversifiseer het en die platform wat hy het as 'n kunstenaar gebruik om 'n positiewe impak op ons land te hê met sy atoe goeders en waar hy mense help en ag
ek dink regtig hy's 'n inspirasie. Ek moet eintlik sê die hele Mooi Rivier familie was vir my geweldig inspirerend. Dis min dat jy 'n kans op 'n produksie kry om met so baie mense te werk. Die Kaapland filmspan is letterlik soos familie vir my nou, Gerdie en Kobus en Tim hulle en Jean-Lee. En dan Renée van Rooyen en Corneille, die regisseuse. Sy het so 'n veilige omgewing geskep vir ons almal. So ek beskou haar as 'n vriendin in alle eerlikheid. Dis 'n mens nie met vriende. Sy is iemand om dop te hou. Ek moet jou gevra, ek het 'n foto gesien van jou in die Bugs Bunny suit, nê? Vir die wat nou nog nie Mooi Rivier gekyk het nie. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, daai suit. Ek het nou nie gedink of hierdie stadium in my lewe gaan ek in 'n dierepak hoef te klim nie, maar jy doen maar wat jy moet. En dit was ook nie die mees aantreklike of vleiende suit nie. En my ouers het vir my gesê, gaan mense my gesig sien in hierdie film. Dus ek het daar nie die hele tyd die suit aan nie. Maar dit was nog steeds pret. Ek moes op 'n stadium val en dit was net na my rugoperasie, so ek het selfs 'n body double gehad. Sy Angelina Jolie se Moses. So jy doen maar wat jy moet. Hoe ryk dit op en ek moet jou dit vra. Dit ryk baie lekker nie. Hoorie, so 2015 lê nog voor. Ons is letterlik nou eers in Februarie. Waar kan ons jou sien? Waar moet jy doen nog? Wel, hierdie jaar het ek weer die geleentheid om vir boere te help lief te vind. So ek gaan in die bakkie spring en die land plat ry vir Boerseker Vrou. Boere kan inskryf tot en met die 21ste Maart. So dis nou die tyd om te spring vir dit. Dan Mooi Rivier is op die oomblik nog op lig. Of op die wat mense op die groot skerm, Dan ons begin een van die dae met Getroud met Rugby, die vervulling daarvan. My karakter Ifa gaan weer 'n verskyning maak. Ek het gou 'n draai gemaak by Stewene Laan, so dit behoort seker einde Mei se kant of begin April behoort mense my daar in die laan te sien. En dan hou ek styf duim vas vir nog 'n reeks van sterlopers en dat my karakter Ingrid wie sal amok maak. Ek het vreeslik geniet om daai rol te vertolk. Nou tussen Sewende Laan en al die huidige rolle nou, kan jy gunsteling kies en hoekom? Ek geniet die rol as aanbieder. Die meeste van dan kan ek myself wees. Soos wat jy weet, ek wil jy's ook 'n radio-omroeper en ek ontmoet wonderlike mense, ek word geïnspireer. Ek dink Ingrid in Sterlopers is die meeste pret, want sy's van haar kop af. So dis baie lekker om te speel. Sy's baie ver verwyderd van wie ek is. So dit gee my baie ruimte om interessante goeders met haar te doen. En ek het die proses met Mooi Rivier en Marcel baie geniet om lewe te gee aan 'n karakter en ek hoop dat ek hierdie jaar weer die geleentheid sal kan kry om op 'n film te werk. En selfs al is dit 'n karakter op 'n verhoog, die einde van my jaar is nou op hierdie stadium nog bietjie oop, so dalk is daar 'n kans om 'n projek aan te vat waar mense 'n nuwe karakter kan leer ken en ontdek. 'n Nuwe uitdaging. Ja, dis altyd 'n uitdaging. Ja. Hoorie so baie. En dan gaan ek gaan ook 'n liedjie uitbring hierdie jaar. Ek neem 'n liedjie saam met Rian Grobler op binnekort en dit sal dan hopelik sal julle daarvan te hoor kom. Asseblief. Ja, so 'n bietjie sing ook. Nadia Bekes, baie dankie dat jy kom kuier het. Ek is nie klaar met jou nie. As ons terugkom, ek wil nou met jou 'n bietjie jou musikale kennis toets. En ons begin met 'n nuwe speletjie hierdie week. Lekker lirieke en ja, ons is nou terug met Nadia Bekes. Welkom terug, my gas vanmiddag natuurlik Nadia Bekes en ek het 'n speletjie wat ek vanmiddag met haar wil speel, maar voor ons daarby kom, jy het 'n paar foto's vir my gebring en ek wil hê jy moet asseblief vir my verduidelik wat hier aangaan. Kom ons begin sommer daar. Vertel ons 'n bietjie van daai haarstyl. Dis 'n baie interessante haarstyl. Ja, kyk ons almal maak foute in ons lewens. Dit was die eerste keer dat ek my hare gesny het. Ek dink jy kom op 'n stadium in jou lewe wat jy net, ek het altyd lang hare gehad en toe wil ek nou my hare sny. Dit was letterlik die eerste keer. Ek weet nie, die hare en die blommetjie daar saam by foto is vir my 'n probleem. Mense sal ook sien hier is eintlik my natuurlike haarkleur wat ek sou beskryf as muisvaal. My gunsteling is die kuif. Ja, en die kuif. Maar kyk, nietemin sedertdien het ek nou al 'n verhouding met Carlton opgebou en ek het met stileerders gewerk. So dit gaan deesdae 'n bietjie beter. Nou, die volgende foto, jy's obviously op skool, is ek reg? Ja, hierdie is my formele drag. Daar kan jy sien ek het al met balkies en nog steeds na die kort hare behou. En ek weet nie wat om vir te sê oor daai foto nie. Hierdie ouetjie is interessant. Trompoppies. Weet jy wat man, dit was 'n baie groot deel van my hele hoërskoolloopbaan, trompoppies. Ek het op hierdie stadium my provinsiale klere in trompoppies gehad en was hoofluister van my squad. En dit was lekker. Ek dink dis ook waar die vermaaklikheid 'n bietjie begin posvat het by my, want dis so 'n kombinasie van sport en dans en performance. Ek het vreeslik baie geniet.
En dan die laaste foto is die oulikste foto wat ek nog gesien het. 'n baie jong Nadia Bekes. Ja, ag sies tog. Kan nie nog onthou wat ek opgegaan het daar, obviously nie. Ek kan net Wat ek weet is daar is 'n foto net na hierheen geneem wat ek glad nie so soet en onskuldig lyk nie, maar ek het besluit om hierdie eenetjie eerder saam te bring. Ja, ek moet sê ons het van kleins af al is ons blootgestel aan wonderlike goeters met 'n pa wat in die vermaaklikheidsbedryf is. Maar ja, hierdie is 'n oulike fotootjie. Baie oulik. Nou, ek hoop jy's reg vir hierdie ene. Ek het 'n baie interessante speletjie wat ons vandag begin op Lekker Celeb. So jy's die eerste een. Ons noem dit Lekker Liriek. En hoe dit werk is, ek vra jou vrae. Ja. Jy het 'n millisekond om te dink en dan moet jy my antwoord met 'n liedjie. Enige liedjie. Enige liedjie wat obviously 'n antwoord is. Okay, 'n Afrikaanse liedjie. Ja, kom ons maak dit maklik. Goed. Ek gaan begin met hoe begin jy elke dag? Met my swart koffie. Dis hy. Dis hoe ons gaan. Okay. Is jy reg? Ek kan nie sing skoorlia nie, maar die idee is daar. Wil jy 'n bietjie hardloop deur jou Afrikaanse musiek Ja, library in die my agterkant? brein loop so. Ek wil jou nie in die steek laat met hierdie Jy gaan ons. speletjie nie, okay? Okay, kom ons gaan sommer van die liefde. Is daar iemand in jou lewe? Okay, stop die lorry. Sien waar ek vanaand gaan bly. Okay, stop die lorry. Vandag is dit net ek en jy. Okay, sê wil nie regtig praat nie. Nou, ek gaan weet wat gaan dit vat? Wat moet 'n man vir jou sê om jou voete onderuit te sit? Wat moet hy vir my sê? Ja. Miskien moet hy sê, hy moet sê ek het 'n perd, 'n blinkbosperd met 'n splinter nuwe saal en ek klim op my perd, my blinkbosperd en ek kom om jou te haal. Okay, so jy's 'n motorfiets. Ja, hy moet 'n motorfiets sê. Of 'n Range Rover. Dan sê. Wat 'n soort ou moet hy wees? Wat sê hom sê as? Okay. Kan jy my Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man wees? General vraag, mees onlangse musiekblyspel waar jy betrokke was? Liefling, kan ons nie maar vergeet en vergewe? Dis dit jy het baie goed gedoen. Dankie. Hoorie so Nadia Bekes, baie dankie dat jy kom kuier het. Ons kan nie wag om te sien wat jy hierdie jaar oplewer nie. Ons hou jou definitief dop. So lang skipskop, sê goodbye. Nadia Bekes net op Lekker Celeb. Ons is nou weer terug.